Lukas 18, vers 35 tot 43. En terwyl hy naby Jerigo kom, sit daar 'n blinde man langs die pad en bedel. En toe hy 'n skare hoor verbygaan, vra hy wat dit is. En hulle vertel hom, Jesus die Nasareëner gaan verby. Toe roep hy uit en sê, Jesus, die seun van Dawid, wees my barmhartig. En die wat voorloop bestraf hom, dat hy moet stil bly. Maar hy het al harder uitgeroep, seun van Dawid, wees my barmhartig. En Jesus het gaan staan en bevel gegee dat hy na hom gebring moes word. En toe hy naby kom, vra hy hom en sê, wat wil jy hê moet ek vir jou doen? En hy antwoord, Here, dat ek kan sien. En Jesus sê vir hom, sien, jou geloof het jou gered. En onmiddellik het hy gesien en hom gevolg, terwyl hy God verheerlik. En toe die hele volk dit sien, het hulle aan God die lof gegee. In die vorige gedeelte, waarby ons laas stilgestaan het, verse 31 tot 34, het ons vir Jesus gesien waar hy baie mooi uitgewys het, dat vir hom is dit die moeite werd om vir sondaar mense te kom sterf. Hy het gesê, hy gaan ly, hy gaan daar oorgelewer word, hy gaan bespot word, hy gaan gegeesel word en hy gaan doodgemaak word, en hy doen dit met liefde. Vir sondaar mense, selfs sy vyande, gaan doen hy dit. So vir Jesus is dit die moeite werd. Dis baie duidelik. Die gedeelte voor dit het ons stilgestaan by die ryk jong owerste, of die ryk jong man. En daar het ons gesien dat Jesus wou vir die disippels, ook vir die ryk jong man, wou uitwys dat hy is die moeite werd om gevolg te word. En Jesus sê dan in vers 30, julle sal in hierdie tyd en dan ook in ewigheid sal julle baie meer ontvang. Julle sal baie meer soveel in hierdie tyd sal ontvang en in die ewige lewe in die eeu wat kom. So Jesus sê dat wanneer ons hom volg, wanneer ons hom bely as ons verlosser, dan is dit die moeite werd. Jy gaan die aarde besit. Jy het al hierdie seëninge wat jy van die Here ontvang in ewigheid. Dink aan al die realiteit wat daar gaan wees wanneer ons by Jesus gaan wees. Geen meer sonde. Ons gaan die Here sien vir wie hy is, presies, in volmaaktheid, nuwe aarde, geen meer sonde nie. En onthou daai realiteit begin in 'n klein mate ook in hierdie lewe, want jy lewe mos nou met daai vooruitsig. So Jesus sê dis die moeite werd. Nou gaan ons na die volgende gedeelte en dit gaan nou oor die blinde man van Jerigo. Hierdie blinde man is daar by Jerigo en Jesus is nou op pad Jerusalem toe, want hy moet dan gaan ly, hy moet gaan doodgaan vir sondaar mense. Hy het gesê dis die moeite werd om hom te volg. Hy het gesê dat dis vir hom die moeite werd om vir sondaar mense te kom sterf. Die vraag is, hoe gaan jy dit sien? Hoe gaan jy hierdie sien? Dat dit die moeite werd gaan wees vir jou, dat dit is vir Jesus die moeite werd. Hoe sien jy hierdie? Skrif is duidelik. Ons is van nature blind. Ons wil nie Jesus sien nie, ons wil nie sy werk sien nie, ons wil hom nie herken nie. 1 Korintiërs 2 vers 14. Maar die natuurlike mens neem die dinge van die gees van God nie aan nie, want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word. Almal is van nature geestelik blind. Hulle wil nie Jesus sien nie. Of wys Jesus hierdie liefde vir sondaar mense, hulle wil dit nie sien nie. 2 Korintiërs 4 vers 4, die ongelowige, in wie die God van hierdie wêreld die sinne verblind het, sodat die verligting van die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is, op hulle nie sou skyn nie. Jesus wys deur hierdie genesing van hierdie fisiese blinde man, dat hy die ene is wat ook die geestelike blindheid kom wegvat. En dit stop nie net daar nie, en ons gaan daarby uitkom.
En terwyl Jesus naby Jerigo kom, vers 35, sit daar 'n blinde man langs die pad en bedel. Hierdie is 'n man wat bedel. Wat dit beteken is, hy soek kos en geld. Hy kan nie oorleef sonder ander mense se barmhartigheid nie. Hy is afhanklik van ander mense om vir hom te sorg. Hy kan nie sien nie, so hy kan nie werk nie, veral in daardie tyd. Dinge was nie so ingerig soos vandag waar daar braille is en mense kan selfs op rekenaars werk met hulle blindheid en so inkomste genereer nie. Hierdie man was afhanklik van ander mense. Hy was miskien verstoot deur sy gesin. Hy het miskien nie die fondse gehad om hom te onderhou nie. Hy moes gaan bedel het. Hy was afhanklik. En hierdie blinde man staan heeltemal in kontras met die ryk jong man. Die ryk jong man het alles gehad. Rykdom, alles wat 'n mens in hierdie lewe fisies sou kon begeer, het die ryk jong man gehad. Maar het hom nog steeds hartseer gemaak. Hy het nie die ewige lewe gehad nie. Hy was nog steeds hartseer, want toe Jesus vir hom sê, volg my, toe het hy net hartseer al weggedraai. Hy kon nie hierdie goedes in hierdie lewe laat vaar om Jesus te volg nie. En ons weet, dis nou daai liefde vir die besittings, hy wou dit nie prys gee nie, om Jesus te volg nie. Hy kon dit nie, en hy was eintlik hartseer daaroor. Wat eintlik vir mense baie sê, dat hoekom is jy hartseer oor dit, dat jy lief is vir die wêreld? Dit maak eintlik nie sin nie. Maar dit het met hierdie ryk jong man gebeur. En nou het hierdie blinde man sit daar langs die pad, gehavend, bedel, en tog 'n man met al hierdie blydskap in sy hart, hierdie vreugde, tevredenheid in sy hart. Want toe hy nou hierdie skare hoor verbygaan, hy kan natuurlik hoor, hy kan nie sien nie, maar hy kan hoor, en hy kan hoor, hier's nou 'n bietjie meer mense wat hier verbygaan as gewoonlik. Hy kan hoor, daar's baie mense wat praat, en miskien is daar mense wat oor praat van dinge wat nou al gebeur het, en hy vra toe vir hulle, wat is dit? Wat is dit wat hier aangaan? En hulle vertel hom toe, Jesus die Nasareëner gaan verby. Dis hy wat hier verbygaan in vers 37, dis wat hulle hom gesê het. En nou kan mens aflei uit hierdie blinde man se reaksie dat hy moes al van Jesus gehoor het. Hy kan nie Jesus sien nie, maar hy moes al van Jesus gehoor het. En nou dat hierdie mense hier verbygaan, hulle sê Jesus is daar, nou weet hy, goed, Jesus is hier in die omgewing, en hierdie wonderlikste dag van sy lewe het aangebreek. Hierdie Jesus van die onbelangrike dorpie Nasaret is hier. Jy sal sien die mense sê, Jesus die Nasareëner is hier. En onthou, Nasareëner is nie nou 'n woord wat vir jou gesê het, hierdie is 'n belangrike persoon nie. Dit is eintlik, hy is 'n onbelangrike persoon. Hy is van daai klein plekkie wat baie onbelangrik is. Maar vir hierdie blinde man is Jesus nie onbelangrik nie. Hy het geweet dat Jesus barmhartigheid wys, dat Jesus barmhartigheid kan wys, en dat Jesus barmhartigheid sal wys. En ons praat nie hierso van barmhartigheid in terme van kos nie. Jy sien sy eerste reaksie is nie geld nie. Dis nie wat hy doen nie. Of kos nie, nee. Wat roep hy uit? Vers 38, Jesus, seun van Dawid, wees my barmhartig. Die mense sê Jesus van Nasaret is hier besig om verby te gaan. Wat doen hy? Hy sê, hy roep nie Jesus van Nasaret, wees my barmhartig nie. Hy sê Jesus, seun van Dawid, wees my barmhartig. Hierdie man het verstaan wie Jesus is. Hierdie blinde man het eintlik 'n 20/20 visie gehad. Jy weet mos as iemand perfek sien, nee, hy het nie brille nodig nie, ek het nie 20/20 visie nie.
miskien het van julle 2020 visie, en dan kan jy miskien 'n vlieënier word, of wat ook al, jy kan goed sien, of goed skiet selfs, as jy nou 'n bok wil skiet, maar, 2020 visie beteken, jy sien perfek, en dit is wat hierdie blinde man gesien het. Hy het eintlik 2020 visie gehad, hy het perfekte sig gehad. Hierdie blinde man het geweet, Jesus is die seun van Dawid. Wat beteken dit? Die seun van Dawid beteken, hy is 'n nageslag van Dawid. Dit beteken, Jesus is koning. Dis wat hy sê. Hy is die koning, wat beloof is in die Ou Testament. Hy is die ene, wat in die Ou Testament beloof is, as die ene wat die volk se sonde sal kom verlos. Matteus 1 vers 21, is hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos. Hy is die ene wat gesalf is. Hy is die Messias. Hy is die ene wat deur God gestuur sou word om mense se sondes te kom verlos. En hy het dit geweet. En 'n ander baie interessante woord wat hierdie man later gebruik, en dit staan in vers 41, sê hy, daar aan die einde van 41, Here, want Jesus vra hom toe nou, wat moet ek vir jou doen? En dan sê hy, Here, dat ek kan sien. So hy spreek Jesus aan as Here, as die Almagtige, as sy ene wat hom nie net kom verlos nie, van sonde nie, maar die ene wat oor sy hele lewe regeer. Hierdie man sien nie Jesus as hierdie wonderwerker wat net blindheid wegvat en dan gaan dit met hom goed in hierdie lewe nie. Hy sien soos die ryk jong man nie. Hy sien ook nie Jesus as hierdie goeie terapeut nie, dat Jesus eintlik vir hom is om sy lewe te vergemaklik nie. Hy sien nie Jesus so nie. Hy sien Jesus as sy Here, die ene wat hy moet volg. Hierdie belydenis van hierdie man, dat Jesus die seun van Dawid is, dat Jesus sy Here is 'n belydenis van geloof. Dis wat hier gebeur. Hy was blind, maar hy het gesien. En niemand kon hierdie geloof stop nie. Hierdie ywer vir die Here kan geen mens stop nie. En dit is ook die noodwendige uitvloeisel van 'n ware geloof, is dat daardie geloof kan nie gedemp word nie. Kan nie uitgewis word nie. Kyk hoe reageer hierdie persoon toe die mense vir hom sê, nee, hy moet stil bly, vers 39, en die wat voorloop, bestraf hom, dat hy moet stil bly. Maar hy het al harder uitgeroep, seun van Dawid, wees my barmhartig. Wees my barmhartig. Hy het geweet, dit is Jesus wat hy nodig het, om hom geestelike barmhartigheid te gee. Hierdie blinde man het sy eintlike nood geken. Hy het geweet, sy eintlike nood is nie dat hy nie kos het nie. Hy het dit geweet. Hy het geweet, sy eintlike nood is nie dat hy swaar kry in hierdie lewe nie. Sy eintlike nood is 'n geestelike nood, dit is 'n sonde nood, dit is 'n nood onder die toorn van God. Dis sy eintlike probleem, as hy nie Jesus bely nie. Maar hy het Jesus geken as sy verlosser. Hy wou net Jesus sien. Hy wou net Jesus sien. Hy het Jesus in sy geestesoë natuurlik gesien in geloof. Hy het op Jesus vertrou, maar hy wou Jesus sien. So wat is Jesus se reaksie toe hy so uitroep? En Jesus het gaan staan en bevel gegee dat hy na hom gebring moes word. Jesus het dit gehoor. Hierdie uitroep van hierdie persoon. Wel, wie kan dit nie hoor nie as iemand so hard en aanhou uitroep? Seun van Dawid, wees my barmhartig. En hier is 'n ware geloof.
Jesus sal nooit iemand wat in geloof na hom toe kom uitwerp nie. Niemand wat hulle sonde bely en bely dat Jesus hulle verlosser is, sal nie gered word nie. Dis net hoe dit is. En mens kan dit so mooi sien. Jesus bring hom na hom toe, beveel dat hy na hom toe moet gebring word. En as Jesus beveel, dan moet dit gebeur en dit gebeur. En toe hy naby hom kom daar in vers 40, vra Jesus hom en sê, wat wil jy hê moet ek vir jou doen? Hierdie was die belangrike vraag. Dis die belangrike vraag, wat moet ek vir jou doen? Want hy is gewoond te bedel. Hy is gewoond te vra, gee my geld, gee my brood, sorg vir my, wees my barmhartig in daai sin. En mens kan dit amper verwag. Maar goed, ons het al 'n leidraad hierso in hierdie teks dat hy bely Jesus as seun van Dawid. So ons verwag hy gaan nie dit vra nie. Maar dis 'n toets. Het hierdie persoon 'n regtig ware geloof? Het hy en glo hy dat Jesus die seun van Dawid is? Glo hy dit regtig of het hy dit maar net by 'n fariseer gehoor wat of 'n ander disipel gehoor wat daar verbykom en praat van Jesus wat sê hy is die seun van Dawid en hy dink is miskien nie die regte ding om te sê. Want al hierdie goeders daag ons self uit, nê? Dit daag ons uit. Glo ons regtig wat Jesus in sy woord leer? Of is ons besig met 'n kerklike oefening? Ons moet hierdie heeltyd in ons harte ondersoek. Glo ons dat Jesus die seun van Dawid is wat sonde, jou sonde moet kom verlos? So het hierdie manne werklike geloof gehad? Was dit net hierdie uiterlike geloof? Party mense noem dit 'n historiese geloof. Is nie iets wat jy sê, jy gaan maar deur die motions, maar jy glo nie regtig nie. En is duidelik, hierdie man het werklik in Jesus geglo. Want kyk wat antwoord hy. Hy vra nie vir brood nie, hy sê, Here, dat ek kan sien. U regeer. Ek wil u sien. Ek wil u sien wat barmhartigheid gee. Ek wil u sien wat die sonde van sondaar mense kom dra en wegneem. En Jesus sê vir hom, sien, jou geloof het jou gered. Jou geloof, onthou Jesus sê, sien, en hy sien vir Jesus, en hy sê, jou geloof in my, jy sien my nou, jou geloof in my het jou gered. Jesus sê nie hierso, dat hierdie blinde man hierdie geloof gehad het, hierdie vaste geloof, en dit het hom gered nie. Dit is 'n fyn verskil, nê? As ons eendag by die Here Jesus kom, dan sê ons nie, Jesus, ek het hierdie sterk geloof gehad nie. Nee, dit is, Jesus, ek glo dat U my verlosser is. Die geloof self kan jou nie red nie. Dis die geloof in Jesus. Geloof is die middel waardeur ons Jesus omhels. Geloof is nie die basis nie. Geloof is nie die instrument. Dis nie die middel. Dis 'n baie belangrike ding. Ons word nie op grond van geloof gered nie, maar op grond van Jesus se lewe en sterwe en opstanding. Ons bely Jesus, daarom word ons gered. En hierdie blinde man wat in afhanklikheid was van ander mense, wat in 'n haaglike toestand was, hy was eintlik die ene wat ryk was. Die ryk jong man was nie ryk nie. Dis eintlik hy wat in die ashoop gelê het. Dis hy wat in die duisternis was, nie die blinde man nie. Die blinde man
was miskien 'n fisiese oë-blindheid, duisternis, maar hy het die lig gesien, want hy het Jesus gesien, hy het Jesus omhels, hy het op Jesus vertrou, vir ewige rykdom. En hy het dit gehad alreeds. So wat was dan hierdie doel van Jesus se gesondmaking, wat Jesus het hom laat sien, die persoon se oë gaan oop, hy kan nou miskien vir die eerste keer in sy lewe sien, ons weet nie, dit kan wees dat hy op 'n stadium blind geword het, maar hy sien nou Jesus, hy sien die mense daarom, hy gaan 'n goeie werk nou kan kry, 10 van die 1, om homself aan die lewe te hou, goeie kos, goeie klere te verdien. Maar wat is sy reaksie? En weer eens is hierso vir ons 'n goeie aanduiding van of hierdie persoon regtig 'n ware geloof gehad het. Want wat gebeur? Toe hy onmiddellik het hy hom gesien en hom gevolg. Hy het Jesus gevolg. Hy het Jesus gesien, die ene waarna sy geloof gerig was. En hy het Jesus gevolg. Hy was nou Jesus se disipel. Hy wou nou hoor verder wat Jesus leer, hoe om hom te volg. En mens sien hier nogal die doel van om mense se blindheid in hulle gees weg te vat, is om Jesus te sien en te volg. Wat ook baie mooi in hierdie gesondmaking van hierdie man gebeur het, nie net geestelik nie, maar fisiese gesondmaking, is dat dit is 'n vervulling van Ou Testament profeseë. Dis 'n vervulling van wat Jesus sou kom doen het in ewigheid. Lukas 4 vers 18 tot 19, dan sê dit, die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan die armes te bring. Hy het my gestuur om die wat verbryseld van hart is te genees, om aan gevangenes vrylating te verkondig, dis nou die gevange in sonde, en aan blindes herstel van gesig. En daar sien mense eintlik die twee vlakke. En ek wil dit graag so verduidelik. Wanneer iemand blind is, hy kan nie sien nie, en hy kom in geloof tot Jesus, hy bely Jesus as sy verlosser, dan beteken nie noodwendig dat hy kan begin fisies sien nie. Dit is so. Daar's baie gelowiges wat in hulle blindheid al dood gegaan het, maar hulle was geestelik, was hulle nie blind nie. Maar wat wel dan gebeur is, by die Here, wanneer hulle doodgaan, kan hulle sien. Wanneer hulle eendag hulle verheerlikte liggame gaan kry, dan gaan hulle kan sien, fisies kan sien. So hierdie is eintlik waar op twee vlakke. Is dat die Here Jesus kom, wanneer hy kom verlos, dan natuurlik verlos hy die persoon in terme van weg van God se toorn, want Jesus kom absorbeer daardie toorn, hy vat daardie toorn, maar hy gaan ook in tyd en in ewigheid die blindheid wegvat. Hy gaan lammes laat loop. Hy gaan die wat siek is, daar gaan nie meer siekte wees nie. So mens moet ook nie daai mis nie. Is dat wanneer Jesus kom verlos, dan gaan hy sonde en die effek van sonde vernietig. En wanneer hierdie blinde man dan fisies kan sien, is Jesus besig om dit te wys. Hy sê, ek red geestelik, in die sin, jy is nie meer onder die toorn van die Here nie, jy is nou die Vader se kind, jy is 'n liefdevolle kind van die Vader, maar jy gaan ook in ewigheid geen effek van sonde hê nie. Dit gaan die uitvloeisel wees van verlossing. Nie in hierdie lewe totdat Jesus terugkom nie, maar in ewigheid gaan dit die realiteit wees. Jesus kom verlos totaal en al. Totaal en al. En daarom dat ons moet ook aflei dat wanneer mense tot geloof kom, wanneer mense Jesus bely dan en hulle volg Jesus, gaan hulle nou ook al begin in hulle lewe verander. Die Here, mense moet nou begin
verander die manier hoe hulle praat, hoe hulle dink, hoe hulle werk doen. In hulle gesinne moet hulle verander. Jy weet, soos Johannes die Doper, dan sê hy ook die vaders gaan na die kinders toe terugkeer. So daar gaan byvoorbeeld hierdie liefde wees van vaders en dan moeders om vir die kinders te disipel, om vir hulle werklik te leer oor verlossing in Jesus, maar ook te leer hoe om Jesus nou te volg. Jy gaan huisgodsdiens hou. Jy gaan moet, want jy wil mos vir jou kinders dit leer. Jou hart is nou na jou kinders toe. Jy wil vir jou kinders sorg en hulle by jou hou en vir hulle lief wees. Mense, die hele lewe verander, die manier hoe jy na politiek kyk, die manier hoe jy na oorlog kyk, is nie hierdie redding net tot hierdie ding van, ek is nou verlos en dan gaan mens aan nie. Dis nie die evangelie nie, die evangelie leer is 'n totale mensverlossing. En uiteindelik gaan die realiteit selfs wees dat daar gaan nie lammigheid wees, of lamheid wees, gebrek wees by die Here Jesus nie, ook die blindheid nie. Al die goeders gaan weg wees, daar gaan nie meer pyn wees en hartseer nie. Openbaring 21 vers 4, en God sal al die trane van hulle oë afvee. En daar sal geen dood meer wees nie. Ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan. Dis die krag van die Here se verlossing. Dis nie net om die ou mens af te lê en te sien, ja, Jesus het vir my sonde kom sterf en ek moet nie daai goeders doen nie, maar Jesus leer ons nou om die nuwe mens aan te trek, om nou vir hom te lewe. So hierdie wonderwerk wat Jesus hier doen, deur hierdie gelowige blinde man, wys uiteindelik op Jesus se totale verlossing. Die mens word met God versoen en die effek van die sonde sal uiteindelik heeltemal herstel word. Kom ons sê, dit is 'n pa wat in ongeloof was, uiteindelik maar sy kinders en sy vrou gehaat, en daar kom 'n bekering. Dan gaan die effek van sonde alreeds weggevat word in die sin, die pa gaan begin liefraak vir die kinders, die vrou, hy gaan hulle anders begin hanteer, anders praat, maar dit is 'n wonderwerk van die Here wat daar moet gebeur, want tot dan is daar hierdie geestelike blindheid, hierdie rebellie, hierdie koudheid, hierdie hardheid, en dit is Jesus wat kom, en vandag nog moet kom, en dit is waarvoor ons bid, spesifiek in ons samelewing, waar 'n groot aandeel van die hartseer in families en samelewings is as gevolg van mans wat nie na hulle kinders en hulle gesinne toe terugkeer nie. Mans wat net vir hulle self lewe in hulle stokperdjies, en eintlik dan vrouens oorlaat om vir hulle self te lewe. Maar Jesus bring daardie herstel in tyd. In tyd. Daar kom hier verandering. Die effek van sonde word vernietig. Hoe langer, hoe meer. Ons gaan nog steeds so sit met sonde. Selfs 'n gelowige pa gaan gebreke hê. Dis nie realiteit. Ek wil kyk net na jouself. Ons het nog die oorblyfsel van sonde, ons het nog die ou mens, ons moet ons sonde bely, anders sê ons het nie Jesus nodig nie. Maar daar's verandering. Daar moet verandering kom. Dis wat Jesus hier leer. Hy is nie net verlosser nie, maar Here. Hierdie persoon volg nou Jesus. En die uiteindelike doel is om God te verheerlik, om God te erken vir wie hy is. Sy liefde te erken, sy almag te erken, sy voorsienigheid te erken, hoe hy presies op die regte tyd met my werk, en my tot bekering gebring het, en nog konstant tot bekering bring. Hoeveel keer kan ons nie getuig daarvan, dan sit ons hier in die erediens, en dan kry ons presies die regte preek, op presies die regte tyd. Hoe werk dit? Dis die Here wat werk. Kyk daar in vers 43, ons gaan hiermee afsluit, terwyl hy God verheerlik, so hy sien Jesus, hy volg Jesus, hy wil Jesus nou net lief hê, maar
Hy gaan verander. Hy gaan hierdie seëninge nou van die Here ontvang, maar hy is besig om God te verheerlik. Dit moet altyd die uiteinde wees. Hy moet heeltyd, en ek moet heeltyd, en ons moet heeltyd na die Here kyk en sê, dis op grond van die Here se barmhartigheid dat ek hierdie verandering in my lewe sien. Dis op grond van die Here se genade dat ek nou in Jesus kan glo. Ek verdien niks hiervan nie. Julle sien dit verander dan jou gesindheid, nee, want jy kyk heeltyd na die Here en jy's net dankbaar. Sien ons word dankbare mense. En hierdie man het sy dankbaarheid tot God gerig. Hy sê nie, ja, ek is so dankbaar, ek kan nou weer sien en ja, ek gaan Jesus nou volg, want dit is nie die regte ding om te doen nie. Nee, hy is besig om God te verheerlik. Hy kyk buite homself na die Here. En hy is dankbaar. Nie net hy nie, want toe die hele volk dit sien daar rondom, het hulle aan God die lof gegee. En dit is uiteindelik waarvoor ons geskep is om die Here te eer, om hom lof te gee. As julle weer Efesiërs 1 gaan lees, 3 keer in Efesiërs 1, 3 keer, dan kry mens hierdie frase, tot lof van die heerlikheid van sy genade. Hy verkies mense uit, hy kom red mense, vir wat se rede? Uiteindelik om hom lof te gee, om hom te erken vir wie hy is, om die lof van die heerlikheid van sy genade. So jy is besig om te sê, Here, U is wonderlik, ek verdien hierdie nie, kyk wie is U, kyk wat U in die verlede gedoen het, kyk wat U nog in die toekoms kan doen, wie is ek is hierdie wurm, dit is die realiteit, waarin ons moet lewe, hierdie groot voorreg om nou die Here te kan aanbid, en weet dit gaan vir ewig aanhou, soos Efesiërs 1 vers 6, Efesiërs 1 vers 12, en Efesiërs 1 vers 14, hy het ons kom verlos tot die lof van sy heerlikheid. So hierdie ware geloof, wat mens hier by hierdie man sien, bring hierdie begeerte om Jesus te volg en in blydskap tot God te lewe. So die ware geloof is 'n lewende geloof. Dit is 'n sigbare geloof. En dit verander die manier hoe ons aanbid, dit verander die manier hoe ons met mense werk, dit verander hoe ons in die gesin werk. Ons kan nie soos die wêreld lyk nie, ons moet anders te lyk. Daarom het so hartseer is as mens sien dat in baie gevalle lyk die kerk baie maar soos die wêreld daar buite, selfs die manier hoe ons praat, met mekaar, of hoe ons die skeisyfer is baie dieselfde. Beteken ons moet bekeer. Ons moet bekeer na wat die evangelie beteken en wat Jesus kom doen. En daardie verlossing laat sigbaar word in ons lewe. Ons moet Jesus volg. Dis waartoe die Here ons roep. Dit is waarin die vreugde vir ons moet lê. So wat met hierdie blinde man gebeur uiteindelik met alle uitverkorenes van die Here. Almal wat in Jesus glo, sal uiteindelik Jesus van aangesig tot aangesig sien. En die gevolg hiervan is dat jy nou vir Jesus volg en lewe. Amen.